Ek wil maar net weer eens sê baie welkom vir elkeen wat nou ingeskakel is en ook elkeen wat agterna op YouTube gaan kyk. Ek vertrou dat die Here deur sy Heilige Gees elke woord sal lewend maak. Dat ons ore sal oop wees en dat dit in ons harte sal ingang vind. Kom ons bid net saam. Baie dankie dierbare Vader dat ons weer eens die voorreg het om saam te kan wees om u woord. Ek wil bid, maak u woord in ons harte lewend. Help ons dit om dit ontvang en ook om dit uit te lewe tot eer van u naam. Baie dankie in Jesus se naam. Amen. Nou ons het verlede week afgesluit met die B-gedeelte van vers 7 waar Paulus gesê het dat hulle was soos klein kindertjies in die midde van die Tessalonisense. Aan 'n woorde so opreg was hulle gewees in hulle hele verblyf tussen hulle en ook op die manier wat hulle dan ook die woord aan hulle oorgedra het. En nou kom Paulus verder en hy gebruik weer 'n nuwe beeld om sy hele verhouding met hierdie gemeente uit te druk. Ons sien in vers 7 die C-gedeelte, ek gaan lees tot by vers 12 en dan doen ons maar elke versie so op sy eie. Hy sê ons was soos 'n moeder wat haar eie kinders voed en koester. Hy sê so geheg was ons aan julle, of ons gee baie vir julle om, dat ons nie net die evangelie van God aan julle meegedeel het nie, maar selfs ook ons eie lewens, omdat julle vir ons geliefd geword het. Julle te onthou tog ons moeite en harde werk, broers en susters, terwyl ons bedags en snags gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en ook God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons geword het vir julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was, terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei wat die God waardig is, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. Wat 'n mooi woorde van aanmoediging en wat uitdrukking gee aan hoe Paulus dan ook oor hierdie gemeente gevoel het. Dit is vir my so mooi. Want hy begin dan sê ons is soos 'n moeder wat haar eie kinders voed en koester. Nou as ons kyk na hierdie vergelyking, dan bring Paulus nog 'n aspek van hulle verhouding met hierdie gelowiges na vore. Die Griekse woord wat gebruik word vir moeder is nie die meer algemene woord meter, dis die Griekse woord nie, maar hy gebruik die woord trophos wat na 'n verpleegster verwys wat gehuur is om na kinders te kyk. Hierdie naamwoord word afgelei van die werkwoord trefo wat om te voed, om te koester en ook om voedsel te voorsien beteken. Dit het dikwels die meer spesifieke betekenis gehad van 'n pleegmoeder of soos wat hulle in Engels sê wet nurse, iemand wat kinders soog. Nou dit was 'n algemene gebruik in daardie tyd dat hierdie ouens sulke mense gehad het en hulle ouens gehad wat hulle kinders na gekyk het, hulle kinders na die plekke toe gevat het waar hulle moes gaan leer ensovoorts. Maar hierso praat hy spesifiek dat hierdie pleegmoeders was wyd versprei in die Grieks-Romeinse wêreld wat as 'n belangrike en 'n baie geliefde persone beskou is. Paulus verwys egter hierna nie na 'n pleegmoeder nie, maar na die kinders se eie ma, want hy praat van haar eie kinders. Paulus gebruik dus hier 'n beeld van 'n ma wat haar eie kindertjies
eintlik borsvoed. Dit is wat hy hier na vore bring. Nou julle weet, ek meen, daardie intieme verhouding wat bestaan as daai baba deur sy ma geborsvoed word. Dit is wat Paulus hier na vore bring, en hy sê dit is die intimiteit en die innigheid wat tussen hulle en hierdie gemeente bestaan het. Hy sê hulle was teenoor hierdie gemeente soos 'n ma wat haar kindertjies borsvoed. Wat 'n wonderlike beeld wat die ongelooflike liefde wat bestaan het tussen Paulus en hierdie gemeente. Ek meen hierdie ma koester haar eie kinders, wat beteken dat sy hulle met liefde versorg, en dit gee uitdrukking van Paulus hulle se verhouding of ook dan hulle houding teenoor die gelowiges in Thessalonika. Ek wil vir julle sê, en ek gaan dit later ook sê, maar die verhouding wat bestaan het tussen Paulus en die Thessalonisense was die mees innigste wat tussen hom en enige ander gemeente bestaan het. Hy het regtig waar 'n baie diep, liefdevolle verhouding het bestaan tussen hom en hierdie mense, en dan ook tussen Timoteus en Silas wat gehelp het om hierdie brief te skryf en hierdie gelowiges. Dit was nie sommer net so oppervlakkige verhouding nie. Dit was regtig waar 'n diep, ernstige, liefdevolle verhouding. Ek meen ons sien hy het gepraat, hulle het soos kindertjies geword, en hier praat hy van hulle was soos 'n ma wat haar kindertjies geborsvoed het. En dan gaan hy verder. Hy sê so geheg is ons aan julle. Ons gee baie vir julle om. So vertaal die Nuwe Testament dit. Dat ons in die evangelie aan julle meegedeel het nie, maar selfs ook ons eie lewens, omdat julle vir ons geliefd geword het. Sien julle mense, wat die verhouding wat tussen Paulus en hierdie gemeente bestaan het, was absoluut soos 'n familieverhouding. Dit was nie net 'n kwessie van hy het daar aangekom in Thessalonika, die evangelie verkondig, klompie mense het op bekering gekom, en hier gaan hy, en nou skryf hy vir hulle brief, maar net so platoniese brief om nou, hoe gaan dit nou met julle, is julle alright, ensovoorts. Nee, dit gaan oor, hy dra sy absolute liefde, wat hy vir hierdie gemeente gehad het, kom in hierdie brief na vore. So dit is absoluut wonderlik, hy was geweldig geheg aan hulle. Nou volgens Charles Wanamaker, is iemand wat 'n kommentaar oor Thessalonisense geskryf het Paulus dalk 'n groter graad van toegeneentheid jeens die bekeerlinge in Thessalonika gevoel as teenoor sy ander bekeerlinge, omdat hulle evangelie onder baie moeilike omstandighede ontvang het. Ek meen, Wanamaker gaan verder en sê hy, certainly no other passage in the whole of the Pauline corpus employs such deeply effective language in describing Paul's relation with his converts. So dit was 'n anderste verhouding as wat hy met die Korintiërs gehad het, of met Efese, of enige van die ander gemeentes wat ons die briewe ook van het. So, en soos julle gesien het in die inleiding, dit was ook die eerste brief wat Paulus vir die gemeentes geskryf het, was hierdie 'n brief aan die Thessalonisense. Die apostels se gehegtheid aan hulle het oor meer gegaan as net sy prediking, want hulle het nie net die evangelie meegedeel nie, maar self ook ons eie lewens. In ander woorde, Paulus hulle het ver gegaan om die evangelie aan hulle te verkondig. Soos ek nou nog gesê het, dit was nie, jy weet, daar's 'n groot verskil, en ek gebruik nou maar net 'n voorbeeld, daar's 'n groot verskil om as 'n pastoor in 'n gemeente te wees en vir daardie spesifieke gemeente woord te bring, en as jy na 'n gemeente toe gaan wat jy net eenmal of tweemal besoek.
Daar's 'n groot verskil. Want wat is die verskil? Die verskil is die een klompie is mense wat jy goed leer ken het. Met ander woorde, daar ontstaan 'n baie ernstige verhouding tussen jou en die gemeente waar jy vir die Here werk en 'n ander gemeente wat jy dalk net as 'n besoekende prediker besoek. So, en dit is wat Paulus hulle hier gebeur het. Hulle het die gemeente besoek en toe is hulle daar weg. Hulle was gevlug uiteindelik vir hulle lewe. Maar die tydperk wat hulle daar tussen hierdie mense geleef het, het daar so diep, ernstige, innige verhouding bestaan, dat Paulus geweldig na hulle verlang het en daarom het hy die brief geskryf en dan vertel hy hoe ernstig en diep hierdie verhouding was. Hy sê, dit gaan oor Paulus se innerlike emosionele lewe. Hy het homself ten volle aan hulle toegewy en nie afsydig en onbetrokke gestaan teenoor die probleme wat hulle nuut gevonde geloof teweeggebring het. Weet julle, daar is 'n groot verskil in twee woorde. Die woord simpatie en empatie. Die woord simpatie sê ek voel jammer, ek is jammer dit het by jou gebeur. Maar die woord empatie sê ek kon klim eintlik in jou skoene. En dis wat Paulus hier gedoen het. Hy het in hierdie gemeente se skoene geklim. Hy het sy lewe het hy eintlik vir hulle gegee. Hy het nie net 'n woord gebring nie, hy het sy lewe vir hulle gegee. En hy het absoluut deel geword van hulle probleme, van hulle behoeftes, wat ook al daar aangegaan het. Ek meen en selfs die geweldige vervolging wat hulle gelei het. Ek meen dit het hom geraak. Dis nie soos ons nou dalk kan hoor van die vervolging van Christene in lande daar in sê dan maar in Indië of Pakistan of waar ook al nie. Ek meen ons hoor daarvan, jy voel sleg daaroor, maar is ver. Maar as dit jou eie familie is of iemand is wat jy baie goed ken, dan verander dit. En dit is wat hier gebeur het. Met ander woorde, hierdie was nie net 'n verhouding van simpatie nie, hierdie was 'n verhouding van empatie. Paulus beklemtoon dan die rede waarom hulle ook hulle lewe vir die bekeerlinge gegee het, omdat julle vir ons geliefd geword het. Met ander woorde, daai liefdesband het so sterk geword dat hulle lewe eintlik vir hulle gegee het. En dis presies wat God gedoen het. Die Bybel sê God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. En dis altyd 'n teken van ware liefde. Ware liefde wil gee. Ware liefde gaan nie net oor ontvang nie. Ware liefde gaan nie net oor wat jy uit die deel uitkry nie. Ware liefde gaan oor wat jy kan gee. En dis presies wat Paulus hier gedoen het. Omdat hulle die mense werklik lief gehad het, het hulle ook hulle lewe vir hulle gegee. Die teerheid waarmee hierdie gemeente aangespreek word, is uniek aan Paulus, absoluut uniek. Dit gee uitdrukking aan die wederwysige liefde en toewyding wat tussen Paulus hulle en hierdie gemeente bestaan het. En dis een van die redes hoekom ons glo dat Paulus het 'n langer tydperk daardeur gebring as wat ons uit Handelinge kon aflei, wat daar lyk het of dit net 'n baie kort tydjie was. Maar die diep verhouding wat tussen hulle bestaan het, sê vir ons dat dit moes langer gewees het. Want ek meen so verhouding ontwikkel daarom oor 'n tydperk. Ek meen en dit kan nie net ontwikkel in briefwisseling. Dit ontwikkel uit persoonlike kennis. So daar moes 'n tyd gewees het wat Paulus of 'n langer tyd wat hy dan met hierdie gemeente deurgebring het, sodat hierdie verhouding so diep en innig kon groei. Goed, dan kom hy in vers 9 en hy gaan aan. En eintlik hierso vertel hy nou verder hoe dat hy
onder hierdie gemeente was, want julle onthou tog ons moeite en harde werk, broers en susters, terwyl ons bedags en snags gewerk het, sodat ons vir niemand van julle 'n las sou wees nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Met ander woorde wat Paulus hierso sê, hulle het baie hard gewerk in daai gemeente. En hulle het selfs nie van hulle reg gebruik gemaak om finansiële hulp van daardie gemeente te aanvaar. Dis wat ons aflei uit die brief uit. Ek weet as jy kyk na 1 Korintiërs 9, daarvan vers 3 af, dan kom Paulus en dan praat hy baie duidelik, dan vertel hy dat hoe dat 'n evangeliedienaar geregtig is dat 'n gemeente hom ondersteun. Ek weet hy het 'n hele betoog daaroor. Ek weet inteendeel, hy kom by vers 14, hy sê ook, so die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. So dit is maar wat gebeur tot vandag toe. Maar hierso het hy nie op hulle finansiële hulp staat gemaak nie. Hy het gewerk. Ek meen Paulus was 'n tentmaker. En 'n tentmaker in daai tyd was nie sommer net 'n ou wat jy agter 'n bos uitgeskop het. Dit was 'n baie gesofistikeerde ambag gewees wat hy kon doen. En hy het dit gedoen terwyl hy die evangelie verkondig het. Maar nou het daar meer gebeur. Ek meen terwyl hy daardie evangelie verkondig het selfs die gemeente in Filippi het vir hom fondse gestuur om hom in staat te stel om die evangelie te verkondig en ook om in sy daaglikse behoeftes daarop te kon voorsien. Hy sê in Filippense 4 vers 15 tot 16 sê hy die volgende: Julle in Filippi weet ook dat in die begin van my evangelieprediking, na my vertrek uit Macedonië, geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Hierdie gemeente in Filippi het Paulus geweldig finansiëel ondersteun. Want hy sê ook in vers 16, ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoefte gestuur. Nou onthou Filippi en Thessalonika, goed in daai tyd, want hulle het geloop of op 'n donkie of wat ook al gery, was dit nogal ver. Ek kan nie nou presies die afstand onthou nie, maar is nie so ver. Ek meen jy kry Filippi en dan kry jy Berea en dan kry jy Thessalonika. So of eers nee, kry Filippi dan Thessalonika. So hulle was nie ver uit mekaar uit nie. So hulle het ook vir hom daar in Thessalonika sê hy meer as eenmaal iets van my behoefte gestuur. En dit vertel ook dat hy 'n langer tydperk daar moes vertoef het as wat ons baie maal aflei uit die boek Handelinge uit. So ons sien dat Paulus, terwyl hy met leer gewerk het hy ook homself onderhou, hy het geld van Filippi ontvang, sodat hy vir hierdie gemeente die evangelie kon verkondig, en dat hy nie op hierdie nuwe gemeente, wat nou pas ontstaan het, dat hy nie op hulle 'n verskriklike druk moes kom sit, om hom ook finansiëel te ondersteun nie. So, hy het al daai hulp gekry, en hy sê vir hulle, hy het bedags en snags, het hy hard gewerk, sodat hy ook die evangelie aan hulle kon verkondig. So, dit sien ons dan. Nou gaan hy aan, kom hy in vers 10, dan sê hy, julle is getuies, en ook God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons geword het vir julle wat glo. Nou is die tweede maal hierso wat Paulus God roep as 'n getuie. As jy reg onthou, as jy 'n bietjie teruggaan in vers 5, het hy dit ook gedoen. So hy sê dat hoe dat hulle en hier verdedig Paulus eintlik weer hoe dat hy homself gedra het terwyl hy by hulle was. Hy sê hulle was heilig, toegewyd aan God, regverdig en onberispelik ons geword het vir julle wat glo. Nou, hulle sê, hierdie is maar eintlik ook basies sinonieme.
Dit gaan maar net oor die feit dat Paulus hulle onberispelik gedra. Hulle het nie die evangelie gaan verkondig en daar kon allerhande dinge teen hulle ingebring word. Daar het hulle nie gedra nie, of daar het hulle nie gedra nie, of hulle het kampsig gekom, die evangelie kon verkondig, maar as ons gekyk het na hulle lewe, dan het nie baie ooreengestem met dit wat hulle verkondig het nie. Met ander woorde, Paulus wat hy eintlik in wese hierso sê, ons het geleef wat ons gepreek het. Dit is wat ons gedoen het, terwyl ons by julle was. En dan roep hy God as getuie in, om te sê die Here is ons getuie. Ek meen, en dis al 'n geweldige ding, as jy die Here inroep om 'n getuie te wees, hoe dat jy jouself gedra het, terwyl jy op 'n sekere plek was. Nou gaan hy aan in vers 11. Hy sê, net so weet julle ook, hoe ons vir elkeen van julle, soos 'n vader vir sy eie kinders was. Kan julle nou sien hoe Paulus die een beeld na die ander gebruik, om dit, hoe hy tussen hierdie mense was, en ook om sy houding en sy liefde teenoor hulle uit te druk. Ek meen, hy begin om te sê, hulle was soos klein kindertjies. Toe kom hy te praat van soos 'n moeder wat haar kindertjies borsvoed. Dit was die verhouding. En nou kom hy, nou praat hy soos 'n pa. Hy was nie net 'n ma vir hulle nie, maar hy was ook 'n pa vir hulle. Nou, as jy kyk na 'n pa, wat doen 'n pa? 'n Pa is gewoonlik die een wat die versorging inbring. Hy is die een wat vir sy familie sorg. En dit is wat Paulus gedoen het. En baie interessant, as ons kyk na die Bybel, dan sê die Bybel ook dat mans moet hulle vrouens lief hê. Dis die opdrag. Ek meen, daar's nêrens 'n teks in die Bybel wat die Bybel sê 'n vrou moet 'n man lief hê nie. Want 'n vrou is gewoonlik 'n ontvanger, en as sy liefde kry, dan gee sy dit terug. Daar's net een plek, en dis daar in Titus, waar Paulus gesê die ou vroue met die jonge vroue leer om vir hulle mans en kinders lief te wees. Dit is die enigste plek. So 'n pa, nou, as ons kyk na, hy praat van soos 'n vader vir sy eie kinders was. Nou, hierdie kinders wat hy van praat, in vers 7b, praat hy van klein kindertjies, wat borsvoed hulle ma, dit praat van onskuld. Dan kom hy van die ma teenoor die kinders, dit praat van die liefde van die ma. Die pa, dit kom ook uit oor die versorging wat hy teenoor oor sy kinders het, en wat hy teenoor hierdie mense het. En dis wat Paulus sê. Ek meen, wat hy vir hulle sê, ek het julle behoeftes ook op my hart gedra. Ek meen, 'n pa in daai tyd was ook die een wat die opleiding gegee vir sy kinders baie maal. Hy het hulle geleer, hy het hulle opgevoed, en so, hy het onderrig gegee, en hy het ook dissipline toegepas. So, dit was en dan het hy hierdie goed ook gedoen uit liefde uit. Dit was nie 'n harde ding wat hierdie pa teenoor kinders gehad het nie. 'n ware pa, in elk geval tot vandag toe, gee liefde vir sy kinders, en hy versorg hulle, en hy's nie hard teenoor hulle nie. As hy hulle dissiplineer, is dit uit liefde uit. So, dit is baie belangrik. En dan ook die gesag van die pa oor die hele huishouding. Daardie tyd was die pa, sy autoriteit was nie net oor sy vrou en kinders, wat was oor almal wat vir hom gewerk het. Al die diensknegte, almal, wat was amper, as jy nou dink aan 'n boer op 'n plaas. Al die werkers wat vir hom werk, hy oefen gesag uit oor almal. En dit is so daardie tyd ook was. Nou as ons kyk nou, in 1 Korintiërs 4 vers 14 tot 15, praat Paulus ook hierdie ding. Hy sê, hierdie dinge skryf ek nie om julle skaam te maak nie, maar om julle as my geliefde kinders tereg te wys. Want al sou ek ook duisende leermeesters in Christus hê, baie vaders, al sou julle ook duisende leermeesters in Christus hê, baie vaders het julle nie. Deur die verkondiging van die evangelie
is ek in Christus Jesus, julle Vader. Met ander woorde, Paulus sê, dat ek is soos 'n pa vir julle. Deur die evangelie, ek het dit nie net sommer net so verkondig nie, maar ek was soos 'n pa teenoor sy kinders was, 'n liefdevolle pa. So was ek ook teenoor julle gewees. En dan gaan hy aan, dan kom hy in vers 12, dan druk hy hierdie ding verder uit, dan sê hy, terwyl ons julle vermaan, en bemoedig, en aanspoor, sê julle die drie goed daar, vermaning is om iemand terecht te wys, as hy verkeerd is, maar om iemand te bemoedig, is om iemand moed in te praat, as hy dalk vir hom te sê, man, hou aan, ons het in die weermag die woord gebruik, vasbyt. As jy vir iemand sê, man, byt vas, hou vas, moenie los nie. Hy het hulle aangemoedig. En hierdie aanmoediging, ek sal nooit vergeet nie. In my jonger dae het ek lang afstande gehardloop en ons het eenmaal 25 kilometer reisies in Germiston gehardloop en ek kon nie oefen nie. Ek het eintlik maaggriep gehad voor die tyd, so ek kon nie oefen soos ek moet nie. So dit was vir my baie moeilik en ek en 'n ander ou het saam gehardloop. En ek sal dit nooit vergeet het, sy naam is Jan. En dan voel ek kan nie meer nie, dan sê Jan vir my, man, hou aan. En dan kom Jan op 'n plek en sê, nee jong, ek gaan nou loop. En sê ek, nee man, kom Jan hardloop. En so het ons mekaar aangemoedig tot ons die wenpaal bereik het. Nou dit is vir my 'n wonderlike beeld van hoe om iemand te bemoedig en ook aan te spoor. Dis daarmee saam. Jy bemoedig hom en sê, man, byt vas, maar jy spoor hom aan te hou. En dis wat Paulus hierso sê, dat ek het julle vermaan, tereggewys, ek het julle bemoedig, ek het julle aangespoor om 'n lewe te lei wat die God waardig is, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. Met ander woorde wat Paulus sê, man, dit wat ek vir julle gedoen het, my aansporing alles gaan dat julle lewe moet eer vir God bring. Dit moet waardig wees teenoor hierdie God wat julle dien en wat julle aanbid. Nou as ons kyk, as hy praat van sy koninkryk, dis sy heerskappy, waardig ook, hy het ons geroep in sy heerskappy in. Nou Lukas 17 vers 21 sê, dat God se heerskappy is binne ons, sy koninkryk. Hy beheers ons van binne af na buite toe, soos ek vanoggend ook gesê het. En hy het ons nie net tot sy heerskappy geroep nie, hy het ons ook tot sy heerlikheid geroep. Nou die Bybel sê in Romeine 14 vers 17, dat die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En dan 'n lewe wat God waardig is. Hy sê dit so mooi, Filippense 2 vers 12 en 13. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie meer daar is nie. Julle moet met eerbied en ontzag julle daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. So dit is wat hy sê, want God maak julle gewillig, hy maak julle bekwaam. Dis wat Paulus, hy moedig hulle aan, hy spoor hulle aan om werklik 'n lewe te lewe wat waardig is tot hierdie God wat hulle geroep het. Maar dan gaan hy aan. Hy sê en hy het ons ook geroep tot sy heerlikheid. Nou, die heerlikheid van God kan jy sien as 'n sigbare glans van God se wese of karakter in 'n mens se lewe. Nou daai heerlikheid van God is met die sondeval het dit tot niet gegaan. Daarom sê die Bybel in Romeine 3 vers 23 dat almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So ons het dit verloor. Na ons bekering, dan ervaar ons weer 'n deel van hierdie heerlikheid. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê dat terwyl ons dan soos 'n spieël die heerlikheid van God aanskou, word ons verander na dieselfde beeld van
heerlikheid tot heerlikheid, mooi in die Engels gesê, from one degree to glory, to the next degree of glory. So, dit kom in stappe, maar die uiteindelike volle heerlikheid sal ons ervaar as ons op eendag by hom kom. Dan sal ons ervaar, Filippense 3 vers 20 tot 21, druk dit so mooi uit. Hy sê, maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Kom ons kyk nou weer na die teks, na ons gepraat het. Terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei wat God waardig is. Dit gaan nie oor 'n klomp reëls nie. Dit gaan oor van binne af werk die Here sy heerskappy werke in jou en wat julle tot sy koninkryk, sy heerskappy en heerlikheid geroep het. So dit is die roeping van die Tessalonisenses en dit is ook ons roeping. Elkeen van ons wat 'n kind van die Here is. Mag die Here hierdie woord in ons harte vestig en mag julle ervaar hoe dat elkeen van julle ook groei van heerlikheid tot heerlikheid en dat die Here meer en meer 'n werklikheid elke dag in jou lewe sal wees. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader, dat ons so 'n bietjie om u woord kon vergader. Baie dankie vir u goedheid, u liefde, u genade. Ek bid in Jesus naam, dat die Heilige Gees hierdie woord in ons harte sal vestig en help ons Here om dit uit te lewe tot eer van u naam. Hou u hand oor ons, dat u aangesig oor ons skyn en dat ons elke dag u teenwoordigheid in ons lewens ervaar. Baie dankie in Jesus se naam. Amen.